So Tertius en Beate is bietjie Laagveld toe vir die paasseisoen. En dit is vanoggend 'n voorreg om vir Dawie Augustyn van NG Meerensee hierso by ons te verwelkom. Dawie is op die kerkraad daarso. Hy het sy erediensbevoegdheid by die Huguenote College gedoen. Ja, en ons verwelkom hom net vanoggend om vir ons die diens te behartig. Dankie. Dankie, Jacques. Goeiemôre almal. En dankie weer eens vir die voorreg om saam met julle vanoggend deur die woord van God te wandel. Hier waar ons in sy koninkryk rond beweeg, en is ek seker dat ons almal saam ietsiekie nuuts kan leer vandag. Ek wil eerstens, moet ek vra vir besoekers, kuiermense wat hier is, baie welkom, almal hier, al die kuiermense, en dan verjaarsdae, ek weet nou nie wie deel al die sweets uit vir die mense wat verjaar nie. Die kinders, gaan jy my kom help om sweets uit te deel? Ok, so nou hier sien ek 'n klomp name, Christof, wie van hierdie mense is hier? Kom ons kyk gou, steek bietjie hand op die wat verjaar het. Laat ek jou kringfluit hier. Sien, daai tannie, so, sy het verjaar. Sy het vir haar sweetie gee. Wie's nog hier wat verjaar het hierdie week of die week wat voor lê? Lyk my, hulle het nie 'n tekort aan chocolates hier in die dorp nie. Hulle kom nie kerk toe nie. Daar agter. Okay, nou moet jy nog daar agter. Sien jy daai tannie daar agter waai vir jou? Is dit daai mikrofoon? Moet ek wegbly van hom af? Okay. Baie geluk met julle verjaarsdae en ek hoop daar's 'n mooi jaar vol seën wat voor lê vir julle. Dan die afkondigings, die honde, altyd spesiaal vir ons, blikkies kos en droë kos om by mekaar te maak, dan die Woensdag omgee groepe, manne om die woord, en dan Goeie Vrydag nagmaalsdiens. Onthou Vrydagoggend se nagmaalsdiens. Ek weet nie hoekom die ding van self aanbeweeg nie. Weer die koeksusters, die pannekoek. Iemand het 'n grys Kia en hulle ligte is aan. Aha. Anders te gaan jy maar net stil sit, dan gaan ons jou na die tyd help kar aan die brandstoot. So, moenie worry nie. Pannekoeke, vetkoeke, dis nou Saterdagoggende, onthou jou braaihout, en dan die golfdag wat voor lê in Augustus. Ek hoor hulle almal sien baie uit daarna. En dan, ja, Marguerite, jy het gevra, jy wil graag 'n ietsiekie sê vanoggend. Moet ek sommer vir hierdie ene gee, of is daar 'n wat die ene gaan jy vat? Sommige jou nou gebruik, is dit hy hierdie? Jy is nou vas hier. Môre almal. So ek wil net bietjie teruggaan na die besoekers wat nie hulle hande opgesteek het nie. So daar's vir my 'n baie besondere besoeker vandag hier, en dis my skoolhoof toe ek op skool was. Sy het hierdie jaar 90 geword en ek het haar party gegatecrash. Ek het haar niggetjie wat 'n jaar jonger was as ek gebel en gevra of gaan hulle vir haar iets reël. Toe sê sy nee, sy reël dit sommer self. So toe kry ek nou die uitnodiging. Sy was nie net my skoolhoof nie, sy was ook my koorleier en sy was ook my sangjuffrou vir die een enkele liedjie wat ons uit die FHK uitgesing het by die kunswedstryd in jou skoolklere. Nie soos wat hulle dit vandag doen nie, maar sy is 'n baie besondere mens vir my en ek wil haar net regtig baie welkom heet hier by ons. Dis 'n wonderlike gemeente om te hê en is lekker om juffrou hier te hê. 'n besondere voorreg om ook so groot verjaarsdag te kan vier. Ek wil vir een van die kinders wat nou nog nie, kom jy vir my, kom jy gou. Jy al gesien daar so oor see het hulle sulke swaarde wat mense nie naby mag kom nie. Ek mag nie naby daai ding kom nie.
Sal jy vir ons asseblief die kers aansteek? Weet jy hoe werk 'n lighter? Daarso. Daar sê baie dankie. Dankie, jy kan maar weer gaan sit. Om 'n kers aan te steek, so aan die begin van 'n erediens, is vir my so 'n oomblik van om ons te anker, om te sê, daar's ietsiekie anders as jy 'n aksie het van om lig te voorskyn te laat kom, uit iets anders as 'n lig wat jy aan en afskakel. Dis ietsiekie spesiaals, ietsiekie wat jou rustig maak. En in Johannes 8 vers 12 lees ons saam, verder by 'n ander geleentheid het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die mensdom. Wie my aanhou volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Mag ons altyd besef dat ons die wonderlike gawe het om net na God toe te gaan as dit rondom ons donker is. Dat sy lig altyd rondom ons sal skyn. Dit is partykeer vir ons moeilik om te dink oor hoe God ons liefhet. En dan dink ons oor hoe ons ander mense moet lief hê soos wat God ons liefhet. En nou gaan God Jesus sê vir God, of hy sê vir die mense oor die verhouding tussen hom en God, en hy wil so graag so 'n verhouding hê tussen ons en hom. En Jesus vertel en sê, ek en my Vader het geen geheime vir mekaar nie. Ons ken mekaar deur en deur. Niemand ken ons soos ons mekaar ken nie. Wil julle die Vader so leer ken? Ek kan julle aan hom voorstel. Daarom wil ek julle uitnooi, voel jy moeg vir hierdie lewe. Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Is julle godsdiens leeg? Het julle godsdiens leeg geword sodat julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dit is nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. In hierdie gedeelte nooi God ons oor en oor in en sê, hy wil nie die lewe alleen loop nie. Hy nooi ons in en sê, kom ontdek wat 'n wonderlike reis die lewe kan wees. As ek en jy mekaar ken, soos ek my Vader ken, soos ek en my Vader wat geen geheime van mekaar het nie. Is Jesus jou vriend, wat geen geheime van jou nie ken nie. Dis hy wat ver oggend hier in ons midde teenwoordig is, en ek het die voorreg om jou te groet en te sê, genade vir julle, van God ons Vader, en die Seun van God, en die Heilige Gees, wat hier in ons midde teenwoordig is. Amen. Ek wil hê ons moet begin sing, maar nou vanoggend is Palm Sondag, so ons gaan nou, terwyl ons die eerste liedjie sing, ek dink julle kan maar vorentoe kom, gaan ek vra dat die wat 'n palmtakkie gebring het vanoggend, sal ombeweeg, ek sal nou verduidelik, en dit hier by die kruis kom neerlê. Die wat nie 'n palmtakkie het nie, daar by die voordeur is nog baie palmtakke. Maar ek wil nie jy moet net 'n takkie kom neersit nie. Ek wil jy moet dink oor wat jy voor die Here se kruis neersit van jouself. Watter pad maak jy vir hom reg in jou lewe? So hierdie groepie wat terwyl as ons begin sing, gaan hierdie groepie van hierdie kant af so onbeweeg daar af en hulle kruise hier kom neersit
En dan kan hierdie volgende groepie weer vir ons so ombeweeg, en as hulle almal klaar is, kan julle dan so kom en julle palmtakke hier voorsit. Maar terwyl ons dit doen, kom ons sing saam. Staan en dan sing ons almal saam. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik die naam, soos ons nou voor U staan.
Soos ons almal nou gestap het en ons palmtakkie kom neersit het, maak ons die pad reg om die Here te loof en te prys. Ek wil hê ons moet nou almal heerlik saam sing met al julle volke, klap julle hande, want dit is die eer wat aan die Here gebring word, ons wondergod. Al julle volke, klap julle hande, juich tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Volke kniel die jasies oor al sy skepingsdade. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy tempel en hy roep ons almal saam. Die skare juich en horings blaas, ons almal roep sy naam. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Van die hemel koning skenk ons sy genade. Julle kan almal eers weer sit. Ons almal het op een of ander stadium in ons lewens die geskenk ontvang van 'n Bybel. En dit is waaraan ons almal kan vashou. Ons gaan nou weer sing, julle. Moenie weghardloop nie. So die woord van God is vir ons baie belangrik. En een van die eerste goed wat ek seker is meeste van ons kan onthou, is die voorles van die wet. En dit kan lank en langdradig wees, en dit kan soos 'n ritueel wees, en dit kan vir ons almal net 'n ou stelletjie goedjies wees waardeur ons gaan. Maar Jesus het later gekom en hy het soveel mense het soveel vrae daaroor gevra, maar hy het dit so kort en so kernis moontlik saamgevat toe hy sê, nadat hulle hom vra watter gebod is die belangrikste, het Jesus geantwoord, die belangrikste gebod is die volgende: luister o Israel, die Here God is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. Die tweede gebod is net so belangrik. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee vorm saam die allerbelangrikste opdrag. Liefde is God se groot gebod. Liefde vir God, liefde vir jou naaste en liefde vir jouself. En soveel keer skiet ons almal tekort. As ons in die spieël kyk en jy vra jouself af, hoe het ek dit nou weer reg gekry? Dan is die enigste plek waar jy verlossing kan kry, is by God. By ons wonderlike groot God. En ek wil graag hê ons moet almal rustig saam sit en sing oor die goedheid van God.
for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived for the goodness of God. Your goodness is running after me. Your Goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Dankie julle. Here God van liefde, baie dankie dat ons elkeen vanoggend ons takkie voor u kruis kon neerlê. Dat ons kan sing van u lof. Dat ons kan sing van u goedheid. Dat u van ons liefde vra. En dat u vir ons altyd vergewe. Here, dankie vir nog 'n geleentheid wat ons sonder vrees u woord kan oopmaak en daaruit kan lees vanoggend. Here, ek wil bid dat u agter elke sinnetjie, agter elke woord, agter elke bladsy vir ons net nog 'n stukkie juweel laat ontdek. Want Here, waar ek vandaan kom en waar elkeen wat hier sit vandaan kom, is nie dieselfde plek nie. En Here, dit wat ons hoor en dit wat u vir ons sê, is nie vir elkeen dieselfde nie. Here, mag ons oop wees om
U liefde deur die woord te kan beleef. Here, mag die gedagtes van my hart en die woorde van my mond vir U aanneemlik wees, o Here en my God. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Matteus 21, op 'n donkie Jerusalem in. Hulle kom toe by Betfage aan die voet van die Olyfberg, nie ver van Jerusalem af nie. Gaan asseblief gou na Betfage toe, vra Jesus 2 van sy volgelinge. Nes julle in die dorp kom, sal julle 'n donkie met 'n villetjie by haar kry. Bring hulle albei vir my. As iemand vra wat julle doen, sê, die Here het die 2 donkies nodig. Sodra hy klaar is, sal ons hulle terugbring. Jesaja het mos lank terug reeds gesê, sê vir die mense van Jerusalem, word wakker, julle koning is op pad. Hy kom eenvoudig op 'n donkie aangery. Hy sit op die vil van 'n pakdier. Die 2 disippels het gedoen wat hy gevra het. Hulle het toe met die donkies daar aangekom, met sy disippels vir hom 'n saal van klere gemaak. Toe Jesus begin ry, het baie mense om hom saamgedrom. Die meeste van hulle het los stukke klere wat hulle by hulle gehad het, mooi voor sy donkie oopgevou. Ander het weer boomtakkies op die pad voor hom gegooi, sodat hy op die groentapuit kon ry. Hulle het hom soos 'n koning verwelkom en hard uitgeroep, hoera vir die seun van Dawid. Prys hom wat op die gesag van die Here self aankom. Laat die hemel van ons vrolike hoeraas weer galm. So is Jesus met die hele groep mense Jerusalem in. Dit het nogal 'n opskudding in die stad veroorsaak. Wat gaan aan? Wie is hy? Het die mense in Jerusalem probeer uitvind. Dit is Jesus. Die profeet uit Nasaret in Galilea het die mense in Jesus se groep uitgeroep. Jesus in die tempel. Ek gaan nie verder aan met die gedeelte van die tempel nie. Ons sal nou weer daarby uitkom. Hierdie is 'n foto van die Palmsondag prosessie in Jerusalem. Dis so 2-3 jaar terug en ek lees vandag se Palmsondag prosessie is afgelas as gevolg van die oorlog. Ons het 'n geleentheid om vry en by mekaar te kan kom en eer te bring aan die Here in 'n gebou wat veilig is, in 'n omgewing wat veilig is en waar daar lieflike reën daar buite val. En daar's mense wat in hulle huise vandag sit en sê, ek weet nie hoe om my dank en my heerlikheid aan die Here te bring nie, want ek mag nie eers in my dorp se strate met 'n palmtak afloop nie. Soos ons kan sien is daar altyd 'n hordes mense bymekaar. Dis reg oor die wêreld waar dit gebeur. Ek wil nou teruggaan en ons terugvat hier na die tyd toe Jesus voor sy intog in Jerusalem in. Ons kry die woordjie Betfage of die dorpie Betfage en daar's ook 'n verwysing van Betanië. Nou ek wil net eers vir julle die prentjie teken van hoekom dit spesiaal was vir Jesus. Betfage is 'n klein gedeeltetjie net langs die Olyfberg en so eentjie van daar af, hulle praat van 'n sabbatsreis verder, is die dorpie Betanië. Dis waar Martha, Maria en Lazarus gebly het. Ons almal onthou seker Lazarus se storie wat Jesus wat hom uit die dood uit opgewek het. Maar ek wil julle nou ietsie anders oor Betanië en Betfage vertel. Jesus het geweet wat vir hom wag vir die week wat voorlê. Jesus het verstaan dat hierdie is die week wat absoluut soveel verskil gaan maak in die hele mensdom se bymekaar wees, die hele mensdom se wese. Dat hy tyd nodig gehad het om eers by sy vriende
sy geliefde Martha, Maria en Lazarus tuis te gaan. Daar waar hy 'n bietjie 'n oomblik van alleen kan wees, saam met die mense met wie hy 'n lewenspad gestap het. Daar's 'n ding in die wêreld of in die sielkunde wat sê ons almal het 7 vriende nodig in jou lewe. En elkeen van daai 7 vriende beteken iets anders vir jou. En ek wil nou nie 'n vreeslike ding van die getal 7 maak nie, maar 7 is mos maar die perfekte getal, die volle getal. En nou sien ek dat Jesus vir Maria het, en hy het vir Martha, en hy het vir Lazarus, en hy het sy beste vriende wat hy saam met hom opgevat het, bo op die berg, met verheerliking. Dan dink ek, maar dan is dit nou net 6. So, wie is Jesus se ander beste vriend? Dis ek en jy. Is ek en jy bereid om sy beste vriend te wees? Om een van daai vriende te kan wees op wie hy kan staat maak. Ons almal het 'n oomblik wat ons sê, maar ek weet nie hoe ek kan doen, hoe kan ek hierdie dag ingaan nie, of ek is bang vir dit wat voor lê, of daar's mediese toetse wat voor lê, of daar's behandeling wat voor lê. Maak seker jy kom by die mense uit wat vir jou lief is, die mense vir wie vir jou omgee. Spandeer tyd saam met hulle. Dis wat Jesus gedoen het voordat hy in Jerusalem ingegaan het. Dit was die tyd van die Pasga. Nou, ek gaan lees verskriklike syfers oor dit, en daar's tot een bron wat sê daar was soveel as 250.000 lammers geslag daai tyd. Dit gee vir ons die indruk van hoeveel mense daar by mekaar moes kom, as hulle 250.000 lammers geslag het rondom die tyd. En dit is nie sommer net by die Spar of die Pick n Pay gekoop nie. Maar daar was baie mense gewees wat elke jaar met die Pasga by mekaar gekom het. En Jesus is ook hier by mekaar. Hy is ook hier, en hy weet wat vir hom wag, te midde vir al die mense. So reis hy op 'n donkie van Betfage af Jerusalem toe. Nou, hoekom 'n donkie? Hoekom nie 'n perd nie? Dit is mos Jesus se crowning glory, sy oomblik wat almal gaan wees om te sê, hierdie is die koning. Hierdie is ons koning wat in Jerusalem inkom. En hy ry op 'n donkie. Wie van julle onthou vorige kere wat die Bybel verwysing maak na 'n donkie? Kom, wie gaan vir my sê, wat is die eerste verwysing van 'n donkie in die Bybel? Iemand? Is julle altyd so stil? Kyk, die eerste verwysing na die Bybel, in die Bybel na 'n donkie. Enigiemand? Ekskuus? 'n nederige donkie. Maar wanneer is die eerste keer wat die Bybel vir ons vertel van 'n donkie? Maria het 'n donkie gery. Nog voor dit? Biliam, nog voor Biliam. Kom, iemand wag 'n kans. Abraham het 'n pak donkie gelaai voordat hy sy seun aan die Here moes gaan offer het. Julle, ek kan dit nie anders vir julle verduidelik hoe spesiaal God die hele woord, die hele geskiedenis so saam ontwerp nie. Want sy disippels het 2 donkies gaan haal. Soos 'n pakdonkie het hy gesê, ek gaan my seun vir julle offer, soos wat Abraham uitgedaag is om sy seun te moes gaan offer. En Abraham, toe hy op die punt was om vir Isak te offer, was daar 'n lam in die bos. Maar God bring in Jerusalem in vir Jesus op 'n donkie.
Daar is die lam. Dis nie nog 'n lam wat daar eenkant is, of braaihout wat afgepak gaan word om die offer te doen nie. Jesus is die offer op 'n donkie. In die antieke geskiedenis, na 'n oorlog, het die oorwinnende koning, die seevierende koning, altyd op 'n perd ingery. En die mense het gejuig. Maar ek kan dink aan bitter min konings wat oorwinnings behaal het deur hulle self op te offer of deur vrede te bring in 'n ander land. Hulle het dit met geweld gebring. Hier is Jesus op pad in Jerusalem in om vrede te bring, om vir ons almal vergifnis te bring. Die skare het voor hom uitgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna, die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Wie dink julle het die mense verwag om in Jerusalem in te kom? Hulle het 'n nuwe koning gesoek. 'n Koning wat hulle kon verlos het van die onderdrukking deur die Romeinse ryk, deur die keiser en deur al die goewerneurs en almal wat hulle onderdruk het. En toe hulle Jesus sien aankom, toe is hulle eerste gedagte: maar hier is ons verlosser, hier is ons koning. En hulle skree uit en hulle sê: geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die seun van Dawid, die volgende koning, die Messias, die een wat ons gaan kom lei. Toe hulle Jerusalem binne gaan, was die hele stad in rep en roer. En hulle vra: wie is hierdie man? Die skare wat het gesê dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Daar het half 'n beweging plaasgevind waar almal eers gesê het: maar hier's die koning. En iewes skielik is hier mense wat sê: nee, maar hy's net Jesus. Hy's net die profeet. Hy's sommer net die een hier, die local ouetjie hier van om die draai hier uit Nasaret uit in Galilea. Op hierdie gedeelte het Lukas, ek wil net sê dat hierdie is een van die gedeeltes in die Bybel wat in al 4 die evangelies amper copy and paste dieselfde verhaal vir ons vertel. Party teken net 'n prentjie, kleur net 'n bietjie meer in hier en daar. En ek wil vanoggend net die stukkie uithaal uit Psalm of uit Lukas 19 uit wat sê: toe hulle naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil. En ek wil amper as ek nou kon, sou ek nou gesê het, maar die stukkie moet nou daar inpas. Waar hulle eers gesê het dis die koning, en toe hulle vir die mense vra, maar hy's nou net die profeet, hy's nie meer die Messias of die een wat gaan kom regeer nie. Daar was half 'n besef tussen hulle en Jesus het toe gesê, hy het dit toe gevoel. Iets het in hom beweeg en hy het naby die stad gekom en hy het die stad gesien en hy het oor haar gehuil. Want dit wat hulle van hom verwag het en dit hoekom hy gekom het, was 2 totaal en al verskillende goed. Hulle wou gehad het die regering moes omvergewerp word. Hulle wou nie gehad het iemand moes hulle harte kom ontverwerp nie. Hulle wou nie gehad het iemand moes in hulle harte iets kom beweeg, iets aan hulle self kom doen nie. Want dit is mos nooit ek nie. Dis mos altyd die regering, dis ander mense. Dis ander mense wat moet verander. Dis nie ek nie. Jesus het gesê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Dis vir ons soveel keer moeilik om te sien dat goed nie uitwerk volgens wat ons dit wil hê moet gebeur nie. Dis baie moeilik as goed nie vir jou uitwerk nie.
Maar dit is eintlik so fantasties as jy daai wat Jesus sê, maar nou is dit vir jou oë verberg. Daai oomblik wat jy besef, maar dit waardeur ek gegaan het, was God se hand duidelik in hierdie gewees. God het die eerste keer gekom om die mense se redding te voorsien. Maar wanneer hy weer kom, sal hy kom om sy soewereiniteit te vertoon. Eerste keer het hy gekom vir my en jou, en hy het gesê, ek koop jou vry, ek was jou skoon. As ek weer kom, moet jy reg wees, want dan gaan ek kom regeer oor die hele aarde. Michael Chong skryf in sy boek The Last King of Israel, if your current journey feels like a wilderness expedition, where you feel dry and thirsty, tempted to grumble at your life circumstances, consider that God may be preparing you for His work. He's allowing this wilderness for good. Nou haal hy aan Romeine 8 vers 28, waar hy sê, ek sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat my liefhet, en die wat my gebooie onderhou. Ons almal is op 'n ander pad. Ons almal se reis tot hier toe lyk anders. Ons almal se reis van hier af in die dag in lyk anders. Ons almal se reis vir die week wat voorlê lyk anders. Maar God laat ons nooit alleen op hierdie reis nie. Hy's altyd saam met ons. Hy berei jou altyd voor vir iets wat jy dalk nie nou sien nie. Maar hy is saam met jou. Nou wil ek vir jou vra, tussen die twee Messias prentjies in jou kop, watter een van die Messiasse is in beheer van jou lewe? Die een wat die wêreld moet kom verander, of die een wat jou moet verander? Volg jy die een wat jou moet verander? Is jy bereid om alles wat oor jou gaan en wat nie oor die Here gaan nie, is jy bereid om daai neer te lê en te sê, maar God, ek is bereid om U te volg, ten spyte van alles wat om my aangaan. Ten spyte van die journey waarop ek nou is, die reis, of dit jou gesondheid is, of dit jou besigheid is, of dit jou werk is, of jou finansies is. Is jy bereid om die een te volg wat aan jou gaan verander? Hoe lyk jou tempel? Jesus het daai gedeelte in Lukas was eintlik meer 'n profesie. Hy het gehuil want hy het gesien in die jaar 70 na Christus is die tempel afgebreek in Jerusalem. Dit was 'n profesie wat hy uitgespreek het oor Jerusalem. Dat daardie tempel afgebreek sou word. Want toe Jesus daar was, het hulle nie geweet wie's in hulle midde nie. Hulle het nie besef dat Jesus die een is wat so groot verskil in hulle lewe kan maak nie. En hulle het steeds aanhou om die wêreldse dinge te doen. Hulle het steeds na die priester, die skrifgeleerdes en die fariseërs geluister wat sê, maar julle moet die Bybel volg. Maar hier het ons die woord gehad, die woord in lewende lywe, en hulle het dit nie raak gesien nie. En Jerusalem is afgebreek tot op die grond. Wat het jy wat in jou lewe is, wat afgebreek moet word? Die week lê voor vir Jesus.
In die Engels noem hulle dit Passion Week. Ek het ons skriflesing geëindig daarmee gesê, Jesus in die tempel. Jesus het triomfantlik daar van Betfage af teen die Olyfberg afgekom en mense het gejuig en gesing en hulle het palmtakke voor hom neergelê. En dit was die maandag of die Sondag. Ons lees dan ook in Lukas dat Jesus dan nou Sondag aand weer terug is Betfage toe. En die volgende wat ons lees is Maandagoggend is Jesus in die tempel. Ons lees nie dat daar weer 'n prosesie was nie. Ons lees nie weer dat daar 'n klomp blou ligte om hulle was en 'n klomp mense wat gejuig het en fotootjies geneem het oor hier's die koning van die Jode alweer nie. Hy het stil en alleen teruggekeer na die tempel toe daai Maandagoggend. Hy was die vorige dag die een wat almal wou volg. En hier staan hy Maandagoggend in die tempelarea en is 'n plek waar daar handel gedryf word, 'n plek waar niemand daar is om vir God te kom aanbid nie. Die mense het so gou vergeet wie hy is. Hy's deur daai week en hy's gemartel en hy's gekruisig en hy het gesterf. Nou as ons almal kan terugkyk oor sy lewe en meer spesifiek hierdie week, wil ek vir jou vra, hoeveel kos God se genade? Hoeveel het dit hom gekos? Dis nie goedkoop genade nie. Dis nie iets net wat ons in hierdie wêreld kan ingaan en sê, ek kan maar maak soos ek wil nie. Want ek kan mos maar altyd weer terugkeer na God toe. Hy sal my mos maar altyd net vergewe. Wil jy regtig sy genade so goedkoop maak? Hoe gaan jy reageer as jy vir Jesus sien? Hoe gaan hy reageer? Spandeer jy genoeg tyd saam met hom dat hy jou vriend kan wees? Spandeer jy genoeg tyd saam met hom dat hy jou stem sal herken as jy die dag voor hom staan? Hoe lyk jou hart se geheime? Wat wil jy vir hom wegsteek? Ons lewe in 'n baie moeilike tyd. Ons het die laaste paar jaar deur snaakse dinge. Was nou eendag die 6 jaar herdenking van COVID. Nou vra ek vir jou, 6 jaar terug was die eerste Sondag na die inperking aangekondig is. Ek weet nie wie van julle was hier rond nie, maar hierdie kerkgebou was dol leeg daai dag. Ons vergeet hoe spesiaal dit is om by mekaar te kan wees, stories te kan deel, saam te kan lag en saam te kan sing. En toe het ons die vloede gehad en ons het die looting gehad. En wat het ons nog in Natal beleef? En nou het ons hierdie dreigende olie of petrol of diesel krisis. Almal van ons het hierdie week gepraat oor hoeveel gaan dit wees volgende week. Ons worry meer oor dit as wat ons geworry het gisterand soos toe ons so erg warm gekry het. Ons weet nie wat hierdie week inhou nie. Ons weet nie wat se krisis vir ons voorlê nie. Corrie ten Boom skryf
'n baie waar stukkie. En as dit alles wat jy hierdie week saam met jou dra, sal ek bly wees as jy dit saam met jou dra. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Is Jesus die koning in jou lewe? Die een wat regeer in die wêreld? Of die een agter wie jy aanloop wat in jou hart regeer? Amen. Voordat ek gebed vir ons doen, wil ek net die lysietjie deurgaan van die voorbidding vir beterskap en herstel. Julle ken die mense beter as ek. Maar bo dit alles is ek seker Jesus ken ook elkeen van hulle se name. Hy weet wat is elkeen se omstandighede. Mag ons ook in ons gebede aan hulle dink. Kom ons sluit ons oë in gebed. Jesus, ons staan hier op Palm Sondag en dink aan U wat teen die berg afgekom het en op die donkie gery het. Mense het gejuig en saam fees gevier, want U het gekom om hulle te verlos. Min wetend hoeveel pyn U sou moes deurgaan om ons te kon verlos. Hoeveel hartseer vir U voorgelê het. Iemand wat U verraai het, iemand wat U verloon het. En aan die einde het U aan die kruis gehang en gevra, my God, waarom het U my verlaat? Here, maar ek kan vandag hier staan en getuig dat U nooit enige een van ons al ooit verlaat het nie. Dat dit vir ons maklik is om te laat gaan, maar U hand is altyd uitgereik na ons toe. U sê altyd vir ons, kom terug, kom sit by my, kom leer my ken, soos ek jou wil leer ken. Ek wil jou vriend wees. Ek wil in jou hart verander. Here, soos ons hierdie week ingaan, mag ons in hierdie week onthou wat U vir ons gedoen het. Mag ons dink aan alles waardeur U moes gegaan het en beleef het in hierdie week. Here, ons het die lys van mense wat ons in voorbidding aan U wil opdra en vra dat U saam met elkeen van hulle sal wees. U ken hulle almal se omstandighede. U weet waar hulle pyn en hulle seer is. Of hulle behandeling ontvang, of hulle moet doktersbesoeke ondergaan, of hulle op die pad van herstel is. Here, en daar selfs mense wat vriende en geliefdes aan die dood afgestaan het. U weet wat elkeen van daardie mense nodig het en ons bid in opregtheid dat U saam met elkeen sal wees. Hulle sal troos en hulle hand sal vashou en dat U hulle sal herinner dat U daar is vir hulle. Dankie dat ons kan by mekaar kom, Here, en dat ons kan weet, ons kan nie weet wat later vandag gebeur nie. Nie een van ons weet wat môre gebeur nie. Maar Here, mag ons op U kan vertrou, want ons weet U is en was en sal altyd die koning van die wêreld wees. Ons bid dit, Here, net om U groot en heilige naam alleen. Amen.
Nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawe. En ek wil vanoggend soos die mandjie of die sakkie by jou verbykom, wil ek vir jou vra, as jy iets daarin gooi, vra vir jouself, wat anders kan ek daarin gooi vandag? Kan ek 'n oproep ingooi wat ek vir iemand gaan maak wat dit nodig het? Gaan ek 'n omgee oomblik ingooi in die mandjie en sê ek gaan vir iemand omgee wat dit nodig het? Gaan ek vir God kan sê, ek sit in hierdie mandjie vandag 'n bietjie meer van myself, sodat dit meer van U kan wees en minder van myself. Mag die opneem van die offergawe nie net vir jou 'n oomblik wees om 'n geldjie in te gooi nie, maar 'n herbevestiging van jou pad saam met die Here. In the Son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives, but greater still the calm assurance the child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He knows the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Kom ons staan, dan sluit ons af met U lig. U is die lig, U laat my sien. U is die lig, U laat my sien. U is die brood van my lewe. U is die water wat binne in my vloei.
Mag die Here jou seën met 'n aanhoudende ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudinge, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met heilige ontsteltenis oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy toegewyd sal werk vir die geregtigheid en vryheid en vrede tussen alle mense. Mag die Here jou die gawe van trane gee, om te stort met mense wat pyn, verwerping, honger en die verlies ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. Mag God jou seën met genoeg waagmoed om te glo dat ons met God se genade 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy die dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.